Julle moet mekaar lief hê. Ons lees vanoggend Johannes 13 vers 31 tot 38. Petrus is totaal verward. Emosies van vrees, onsekerheid, onvermoë, selfs skaamte warrel deur sy gemoed. Dis nag. Niemand sê 'n woord nie. Algeluid is die knars van die manne se leersandale op die donker gruispaadjie op pad na die tuin. Petrus skrik eintlik as Jesus die stilte verbreek. Nou is die Seun van die mens verheerlik en God is deur hom verheerlik. Wat sou hy daarmee bedoel, wonder Petrus, maar hy's te bang om die vraag te vra. Wanneer Jesus vir sy disippels sê dat sy tyd van verheerliking aangebreek het, dan moet ons ook hierdie heerlikheid in perspektief stel. In menslike terme sien ons 'n verheerliking as glans en glorie en alles wat blink. By 'n gala-aand is almal uitgedos in die mooiste en duurste klere en die edelstene skitter soos die sterre. Die verheerliktes word net mooi dinge toegedig, al is hulle soms vrot van binne. En die kroon wat hulle ontvang mag dalk pragtig lyk en glorie uitspel, maar dis ook maar verganklik en hol van binne. Jesus se verheerliking werk totaal anders. 'n Nag van angs in Getsemane, waar hy bloed sweet en worstel met God, lei sy verheerliking in. Dan volg die veragtelike daad van verraad deur een van sy eie vertrouelinge. Hy word gevange geneem, na die hof gesleep waar valse getuienis voor hom geslinger word. Die vriend waarop sy hoop gebou was om die uitgestuurdes te lei, verloon hom in sy grootste uur van nood. Ja, dit was maar die begin van Jesus se verheerliking. Dit sou egter nog baie erger word. Hy's gespot, hulle het op hom gespoeg en hom geslaan. Die hoogtepunt van Jesus se verheerliking sou aanbreek, wanneer die soldate ruwe spykers deur hom kap teen die vloekhout vas, waar hy moes hang as die bespotting van die ganse wêreld, op 'n plek bedoel slegs vir die slegste van misdadigers. Is dit verheerliking? Nie alleen was hierdie gruisame gebeure 'n verheerliking vir Jesus nie, maar ook vir God Almagtig, want hierin kry die grootste liefdesdaad van alle tye gestalte. Watter pa sal bereid wees om sy enigste seun, die een wat hy liefhet, te laat offer op 'n gruisame wyse, sodat slegte mense gered kan word? Abraham was wel bereid om sy enigste seun Isak te offer, maar dit was vir God, en dit was baie edel. Nogtans het hy nooit tot die daad oorgegaan nie. Wanneer God dus sy enigste seun, die een wat hy liefhet, ter slagting stuur om geoffer te word, sodat slegte mense wat sy vyande is, gered kan word, dan kan hy alleen bekroon word met die hoogste eer en verheerliking wat daar ooit moontlik is. En Jesus, wat hom vrywillig aan hierdie gruisame marteling en vernedering onderwerp, moet net eenvoudig hiervoor verheerlik en vereer word met die hoogste eer denkbaar. As Moeder Teresa 'n Nobelprys kon kry, hoeveel te meer Jesus? Petrus probeer nog Jesus se woorde verwerk, dan kom die volgende: My kinders, ek is nog net 'n kort tydjie by julle. Julle sal my soek, maar soos ek vir julle die Jode gesê het, sê ek ook nou vir julle,
waarheen ek gaan, kan julle nie gaan nie. Ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê. Net soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Dit is hoe almal sal weet dat julle my disippels is, as julle liefde teenoor mekaar het. Alles kom uiteindelik neer op liefde. Jesus se was die grootste liefdesdaad van alle tye. Hy verbind hierdie liefdesdaad ook aan 'n nuwe gebod wat hy disippels gee op daardie verskrikwekkende aand. Julle moet mekaar lief hê. Ons sou dalk wou sê dat dit mos al 'n ou gebod is uit die Ou Testament, dat ons God moet lief hê en ons naaste soos onsself. Maar die liefde waarvan Jesus hier praat, is baie, baie dieper as dit. Soos ek julle liefhet, moet julle mekaar ook lief hê. Hoe lief het Jesus hulle en ons? So lief, dat hy bereid was om die verskrikking van die kruis te trotseer vir ons. Hoe lief het ek en jy ons medegelowige? So lief, dat ons selfs die ergste marteling sal ondergaan vir hom? Hierdie soort liefde het eintlik nie eers die 10 gebooie nodig nie, want outomaties sal jy nie iemand anders se eiendom vat, om doodmaak, seermaak, en sal die tweede natuur wees, om niks sleg van hom te sê nie. Maar hierdie liefde is nog veel dieper, want die soort liefde waarvan Jesus hier praat, word verwoord in Paulus se gedig oor liefde in 1 Korintiërs 13. Gaan lees dit gerus. Ons sê baie maklik dat ons Jesus so liefhet, dat ons bereid is om enige iets te doen vir hom, of ons medegelowige en medemens. In teorie is dit maklik, in die praktyk raak dit 'n totaal ander storie. Ja, selfs die groote ou Petrus, die rots, die een met die sleutels van die koninkryk, moes dit uitvind op die harde manier. Ek sal my lewe vir u aflê, sê hy vol selfvertroue vir Jesus, maar dan moet Jesus hom hard neerbring aarde toe. Want voor daardie droewige nag verby sou wees, sou die einste Petrus nie minder nie as 3 keer vir Jesus verloon. Ek sal my lewe vir u aflê. Werklik? Petrus was werklik lief vir Jesus. Sy optrede het dit nie regtig gewys nie, en hy het hard geval. Nogtans het Jesus hom steeds lief, en na sy hemelvaart tel hy vir Petrus op en maak hom sterk deur die Heilige Gees. Die vraag aan elkeen van ons is, of ek Jesus waarlik liefhet. Hoe groot en sterk is my liefde vir hom, en hoe groot is my liefde vir my medegelowige? Kom ons bid. Here, my liefde vir u en my medemens skiet so ver te kort. Hef my op asseblief, Here. Amen.